Goeiemôre, good morning en welkom by ons terugblik op die week se hoogtepunte. Ons kyk terug na ons gesprek met die verslawingsberader Otsile Ramarumo oor die gevare van aanlyn dobbel. Die dieetkundige Shani Legrandsie het kom raad gee oor hoe om daardie wintereetlus in toom te hou. Ons kyk weer na ons gesprek met Anton Botha oor die Suid-Afrikaanse toutrekspan se pad na die wêreldkampioenskappe. Ons het ook ons siele met kuns vir die siel saam met Nadine Vosloo verryk. En dan moet ons natuurlik terugkyk na ons gesprek met die legendariese Haas Das wat die week kom kuier het. Nou aanlyn dobbelary, sportwedstryde en dobbelary toepassings was nog nooit so toeganklik soos nou nie. Vir baie mense begin dit as skadelose vermaak, maar dit kan vinnig in 'n ernstige verslawing ontaard. Ons het vroeër die week met die verslawingsberader by Crossroads Recovery Centre, Otsile Ramarumo, gesels. Hy het ons gehelp om dobbelverslawing beter te verstaan en vertel hoekom dit so moeilik is om daarvan los te breek en waar mense hulp kan kry voordat dit te laat is. Gambling addiction really is something that over the last couple of years we've seen a significant increase in. Yeah. Can you explain to us why we've gotten to this point now? Personally, I think it's because of the fact that now it just exists specifically in casinos and environments like that. But now with the increase of technology and all of these apps, it's now crossed over and it's almost like people are walking around with the casino in their pocket. In the last few years, we've seen an increase of between 20 to 30%. Whereas people used to go into casinos and gamble, and you know what, now people are keeping this secretive behavior. Yeah. They're gambling at work, they're gambling at home, they're gambling while they're driving. It's so many traumatic and so many tragic situations that are happening with people that struggle with gambling addiction, yes. So people from the outside looking in at someone who is in active addiction for gambling will mainly think, oh, it's a lack of self-control, but that's not how you can break it down. See, the disease of addiction doesn't actually require willpower or self-control. The disease will actually take over the part of the brain where decision-making is made. For a gambler, it's almost like the mind just says, that next one, that next one, that next one. And unfortunately, unless that person seeks help and receives actual sufficient help, we're going to find ourselves stuck in the same loop, just chasing the next one and the next one. You spoke earlier about the accessibility of the apps and it being online. It's on your phone, it's in your computer, but also it's so prevalent in terms of the advertising and the marketing of gambling websites, gambling apps. We see it in big sporting events. We see gambling companies really putting their money behind things that we interact with every day, which makes it even harder, I'm sure, for someone who is in active addiction because it's everywhere. Absolutely. When you search on your YouTube and the gambling advert comes on, or you're watching the football and the gambling advert comes on, if you've already exposed yourself to that type of addiction, it's going to be a trigger. Oh yes, I can just play another 50 rand quickly. I can play another 100 rand quickly. So it's just a constant micro trauma. That's what happens with these advertising adverts. Yeah. Yeah. When does gambling stop being entertainment and then cross over into a problem that could lead to an addiction? Okay, so entertainment looks like I've set a budget. I have a time. I'm going to go to the casino, or I'm going to go enjoy my time with my family, etc. The story may go on, right? As soon as the people are starting to sacrifice money that they shouldn't be spending on the slots or on the app, money that now they're borrowing money, now they're loaning money, now they're putting their whole life and well-being in danger as a result of just trying to get that next win. That's when it starts looking like addiction. Till eventually, and you know, the sad thing about gambling addiction is it probably has the highest suicide rate of all addictions, because you can lose it all in one play. That's so it's just absolutely horrifying. It's just a spiral. What does rock bottom look like for a gambling addict? No money, family, loss of trust, anger and frustration, secrecy,
It may even present as depression, and suicidal ideation. Those type of challenges is what people that struggle with gambling go through, yeah. As a family member of someone who is in active addiction for gambling, what does that look like? As a family member, like I said, the loved one will be going, hiding, gambling 4 a.m., 3 a.m. in the morning, gambling in the bathroom, gambling at work, secrecy, lack of openness with regards to finances, what happened to your money. That's the question that family members usually have. And they'll have stories, and all of a sudden this person has loans all over the city, all the banks, and it's just insane. And the family members are eventually like just completely confused, and until the gambler can be honest about what's going on in their life. It doesn't present like other drugs where you can see it on their body, you can see it on their person, you can see they're not taking care of their hygiene. Just one day, boom, what's really going on? And that person is talking about how their life isn't worth it and stuff like that, you know. And what then is the first step to helping someone if you do have a family member or a loved one that is struggling with a gambling addiction? The first step for the gambler is to be rigorously honest. Yeah. I have a problem. I can't stop putting money into my phone. I can't stop with the vouchers. Whatever the story may be, I can't stop going to the casino. The first step for the family is to confront that person and give them the necessary space to be vulnerable. And then, we can come over to Crossroads and we can help with our beautiful program, yeah. How does the Crossroads program work? The Crossroads program, we work with a 12-step guideline. We also have other therapeutic modalities. We help people that struggle with all sorts of different addictions, specifically with gamblers. We get them into the work. We help them with their vagueness. We help them with getting through the denial, get into the causes and conditions, and eventually we start putting in measures for the gambler to actually reintegrate into the world without having to act out in such ways. And the chances of relapse is pretty high, The hey? chances of relapse are pretty high, yes. Yes. Because of the fact that, the cell phone, YouTube, football games, rugby games, all of this advertising, and, people need money. Yeah. So you're working and then you see that the payment has come in, and the first thing, if your mind hasn't changed, if your outlook and your views on gambling hasn't changed by that time, the reality is you're more than likely to gamble. Yeah. So what, in terms of the recovery program at Crossroads, is it inpatient, outpatient, 12 weeks? What does that look like, just to end off? We do inpatient, minimum 3 weeks, maximum 6 weeks, yeah. Thank you so much for joining us today, Otsile. It's really a fascinating discussion because it's something that is becoming more and more prevalent in South African society, and it's almost like what we were saying earlier in the interview, like we can't get away from it because it's everywhere. So we really do think of how difficult it must be for someone who's in active gambling addiction to get over that. Thank you so much for joining us today. Thank you so much. Bly net waar jy is. Ons is net hierna weer terug. Met die koms van die winterkoue neem die hinker na warm bederfies en swaarder maaltye dikwels toe. Ons het hierdie week probeer uitvind of hierdie eetlus 'n biologiese reaksie op die koue is en of dit bloot sielkundig van aard is. Die dieetkundige Shani Legrandsie het raad gegee oor hoe om 'n balans tussen wintertrooskos en 'n gesonde leefstyl te vind. Welkom terug by Goeiemôre, good morning. Baie dankie, is lekker om hier te wees, Rosanne. Is dit noodwendig nodig om meer te eet in die winter? Of is dit maar nou net 'n sielkundige ding dat ons dink aan die trooskosse en die kosse wat net mense laat lekker warm voel van die binne af buite toe? Ek dink dit is beslis albei sielkundig en ek dink daar is baie sterk biologiese drywers wat maak dat ons meer honger is tydens die wintertyd. So ons liggaam werk harder om ons kerntemperatuur van 37 grade Celsius te behou. So ons verbrand 'n klein bietjie meer energie.
as ook ons daar's 'n proses wat gebeur wat ons noem termiese effek van kos. So as jy eet, verbrand jy meer energie en jy bak jou lyf warm van binne. So natuurlik gaan dit ons dryf om meer te wil eet. Met die sielkundige aspek, ons kort 'n bietjie trooskos vir die grys wintersmaande. Jy is maar meer vasgevang in die huis, naby aan die yskas, wat ons nou lei om bietjie meer te pesel as gewoonlik. Die tipe kos waarna mens hinker is goed soos brood en sjokolade en pasta. Hoekom daardie tipe trooskosse? Dit is baie gelink aan ons breingesondheid. So omdat winters daar ons sien ons het minder sonkontak. So dit het 'n effek op ons serotonienproduksie. En serotonien is 'n baie belangrike hormoon om ons vir ons gemoedtoestand, om ons aptyt te reguleer en sonder die Vitamiene D wat geaktiveer word van die son, dit ongelukkig is baie belangrik om die serotonien te produseer. So gewoonlik kry ons daai seisonale depressie. En om juist dinge soos brood en sjokolade te eet, word baie insulien afgeskei en die hormoon insulien help dat die boustene om serotonien te vervaardig vinniger na die brein vervoer toe kan word, wat dan nou weer help dat ons beter voel. Het 'n mens regtig soveel meer energie nodig in die winter? Ongelukkig, so ons verbrand definitief 'n klein bietjie meer energie in die winter, maar dit is nie so baie soos wat ons dink nie. Dit is nie meer soos in die oertyd waar ons in die sneeu rondgeloop het nie. Ons het nou warm klere, ons het verhitte huise en karre. So ons basal metabolic rate wat die minimum hoeveelheid energie is wat ons liggaam nodig het om te funksioneer, word verhoog met omtrent so 3 tot 7%. So dit is 50 tot 150 kalorieë vir 'n gemiddelde persoon. So dit is dalk nie eers genoeg vir 'n ekstra vrug of 'n paar koekies nie. Maar ongelukkig daai syne wat vir ons sê ons moet eet is maar nog baie sterk. Want dit gaan maar terug van die oertyd af. Gewoonlik met wintersmaande was dit maar skaars tyd vir kos en daai regulering is maar nog steeds vas binne ons en sê vir ons okay, kom ons eet dat ons lekker vet kan opbou vir ingeval daar 'n paar swaar maande gaan kom. Dis soos die ysbere en so wat hiberneer en dan eet hulle, dan slaap hulle vir die winter en kom hulle weer uit en is hulle vet en fris en gesond. Presies dit en ongelukkig is dit nie vir ons nodig nie. Baie mense drink minder water in die winter, maar eintlik moet 'n mens steeds jou water reguleer en seker maak dat jy genoeg water drink. Ek het nog daar buite toe ons voor ons in die studio ingekom het, toe het jy nog my gesê, "Wow, dan dat jy so lekker water drink so vroeg in die oggend." Maar dit is vir my 'n gewoonte, maar ek dink vir baie mense is die winter baie moeilik om water te drink. Ja, dis die grootste fout wat meeste mense maak, Rosanne, is om te dink as hulle nie dors is nie, dan kort hulle nie water nie. So tydens wintertyd word baie van die bloed geskuif na ons kerngedeelte binne ons liggaam waar ons organe lê. En met dit kil dit die brein om te dink, okay nee, ons kort nie so baie vloeistof nie, hierdie persoon is gehidreer. Maar nog steeds raak jy liggies gedehidreerd en die brein misgis ligte dehydrasie met hongerte. So dis hoekom wat ek ook baie van my kliënte sê, as jy baie suiker, cravings en daai kry, dalk is jy ook net dors. So ons moet daaraan werk om genoegsame vloeistof te drink. Dis omtrent so 30 tot 35 ml per kilogram as mens dit sou wou uitwerk. Maar ja, dit is nie vir almal so maklik soos vir jou om die koue water vroeg in die oggend te drink nie, maar mens kan dit baie maklik korrigeer met warm drankies soos jou kruie tee, rooibos, groen tee, gemmertee. Dit maak jy ook sommer 'n bietjie warm van binne af. Ja, maar die tipe tee wat mense nou sonder melk en suiker en daai tipe goed nog bygelas het ook. Ja, dit is 100% reg. Ons moet nie te veel afhang van koffie nie. Ja. Ek wil ook vra, in die winter is 'n mens ook geneig om baie meer siek te word of meer gereeld siek te word. Wat is van die voedselstowwe wat jy kan inneem om jou immuunstelsel lekker op te bou en te versterk? Daar dink ons aan Vitamiene C wat natuurlik belangrik is, maar die eintlike belangrike vitamiene is jou Vitamiene D en jou sink.
So soos ek nou genoem het, jou dae is baie korter in die winter, so ons het nie baie kontak met die son nie, Ja. so Vitamine D vlakke word baie verminder, wat 'n baie belangrike rol speel met jou immuunstelsel. En dan tweedens, sink kry ons daarom gelukkig in dinge soos ons bone, ons neute, ons saaitjies en baie van ons proteïenkosse. So ons wil kyk om genoegsaam van dit te eet. En ons moet ook dalk kyk na ons maaggesondheid of ons spysverteringsgesondheid. Jou immuunstelsel, jou spysvertering is omtrent 60 tot 80% involved in jou immuunregulering. So om meer fermenteerde kos te neem, sal altyd goed wees om jou immuunstelsel te versterk en ook meer veselryke kos. Die hele idee van jou wintergesondheid en jou self net beter op te pas is 'n balans tussen wat jy eet en natuurlik bietjie oefen ook. En in die winter is dit minder maklik om te oefen want dit is net koud en jy wil net in jou bed bly of jy wil nie gaan stap nie want dit is koud buite. So hoe handhaaf mens die balans tussen die gesonde eetgewoontes en dan om die aktiewe leefstyl ook daarmee te paar? Ek dink as jou omgewing verander, moet jou strategie ook verander. Soos jy genoem het, dit is nie maklik om nou vroegoggend, laat aand uit te gaan en te gaan oefen nie. So kyk om dalk mikro-oefeninge te doen by die huis. Kyk om dalk 'n weerstandsband te kry waar jy sommer dit klein oefeningkies kan Google om voor die televisie te doen vir 15 minute voor jy gaan stort, net om aan die gang te bly. Dit gaan veral as jy kan kyk om spiermassa so op te bou, dit verhoog jou basal metabolic rate natuurlik en dan help dit ook om 'n bietjie daai gewig onder beheer te kry. Ja, want mense sê, o, maar dis nou my winterliggaam, maar jy kan dit lekker gesond ook hou. As jy 3 wenke vir ons kykers kan gee om hulle self gesond te hou hierdie winter in terme van 'n goeie leefstyl, wat sou daai 3 wenke wees, net om mee af te sluit? Ek sal sê fokus aan veselryke kos. So wat vesel doen is dit gee vir jou 'n bietjie volume wat die maag laat strek en sodra die maag strek, word die hormoon leptin afgeskei wat jou vol laat voel. So dit werk teen die hormone wat meer afgeskei word wat vir jou meer honger laat voel. So kyk of jou bord helfte met warm groentes kan bedek. Doen meer groentebreedies, bone curries wat jou warm en vol gaan laat voel. Tweedens sou ek sê wees of benut die heerlike winterson wat ons hier in Suid-Afrika het. Ons is eintlik baie bevoorreg om 'n lekker blou sonnige dae te hê. So kyk om nog steeds bietjie jou 15 minute son elke dag te kry en jou Vitamine D ryk kos te eet soos jou olierige vis, eiers, en dan laastens sou ek ook sê kyk vir jou vloeistofinname om dit nog steeds goed te hou, soos wat ons nou gesê het, kyk om jy krye tee te drink, dalk 'n koppie tee so uur voor jy eet, want ook met daai krye tee kan jou ysterabsorpsie beïnvloed. So word nie sommer saam met etes neem nie. Bly ingeskakel. Ons fokus net hierna op die toutrek wêreldkampioenskappe. Dit is Ampi en jy kyk na Goeiemôre, Good Morning. Wanneer mense aan toutrek dink hulle dikwels aan hulle skooldae of pret by 'n sportdag. Maar die Suid-Afrikaanse span maak tans gereed vir die toutrek wêreldkampioenskappe. En ons het met die president van SA Toutrek, Anton Botha, oor die sport, die voorbereiding en dit wat voorlê gesels. Anton, hartlike goeiemôre aan jou en baie dankie dat jy by ons aangesluit het. Kom ons praat eerstens oor die wêreldkampioenskappe. Ek verstaan dis in Mosselbaai vanjaar. Ja, Arnold, dis korrek ja. Goeiemôre op hierdie noot dan ook aan jou en die kykers. Vertel vir ons hoe dit gebeur dat ons in die eerste plek die kampioenskappe hier op tuisbodem kon kry. Wel, die proses het al geruime tyd gelede begin. Ons het seker al so 5 jaar terug het ons die aanbod ingesit nadat ons gepraat het met die destyds die adjunk burgemeester van Mosselbaai, huidige burgemeester. Ons het gaan kyk na die fasiliteite wat hulle het. Ons gaan dit natuurlik daar in die ATKV in Hartenbos spesifiek
hou en daarna moes ons 'n totale voorlegging doen aan die eerstens aan die internasionale wêreldliggaam van wêreldtoutrek en daarna moes ons 'n voorlegging doen by die kongres en is ons toe uit 'n klomp lidlande uit is ons toe uiteindelik verkies. Ons is toe met 'n telling van omtrent 17-2, so 'n oorweldigende meerderheid het hier vir Suid-Afrika gestem. Dis lieflik om te hoor want mense hoor so gereeld dat ons 'n bod insit vir iets, maar omdat dit so ver is vir die res van die wêreld om te reis, kom hulle nie hiernatoe nie, maar dis baie goeie nuus. Waaraan skryf jy dit toe? Ek dink Suid-Afrika is 'n gewilde bestemming, Kaapstad natuurlik, die tuinroete het ook baie daarmee te doen en in ons aanbod het ons natuurlik ook al hierdie dinge ingebring, die safaris en die wynproe, sommer so as 'n ekstra. So ja, jy's doodreg, Suid-Afrika gewilde bestemming. Op hierdie stadium het ons al baie 1200 besprekings van die buiteland af, 20 lande wat besig is om reg te maak om hierheen te kom. So ja. Ek sien self daarna uit. Vertel gou-gou vir ons kykers wat nie toutrek ken, presies hoe dit werk asseblief. Goed, toutrek neem ons deel in verskillende kategorieë. Eerstens al die ouderdomsgroepe, ons het onder 19 groepe, onder 23s en dan seniors. Daai verskillende groepe is dan ook het ons manspanne, damesspanne en ook gemengde spanne. Die span bestaan uit 4 elk en jy het effektief 36 meter lange tou, 8 aan elke kant en dan is daar 'n middellyn en jy moet 'n opponerende span oor 'n afstand van 4 meter trek om te wen. Daar's natuurlik ook reëls aan verbonde. Jy mag nie sit nie, jy mag nie leun op jou hande nie. So ja, opwindende sport en die oudste sportsoort in Suid-Afrika natuurlik. Dis fascinerend om dit te hoor, Anton. Dis heel duidelik 'n baie tegniese ding en dit beteken ongelooflik baie vir spanwerk. Dit gaan nie werk as almal nie presies weet wat die ander ou doen voor en agterom nie. Ja, absoluut so. Dit is absolute spansport. Jy moet tot op die millisekonde saamwerk en dit spesifiek vereis baie ure se werk. Ons het hierdie dromme apparate waarteen ons oefen en die afrigters sit jou absoluut deur alles. Dis natuurlik 'n kragsport, so jou basis word gevorm in die gimnasium, so heelwat werk wat jy daar moet doen, maar die dromwerk, daardie saamwerk is tot die millisekonde. Dit is wat deurslaggewend is vir 'n goeie toutrekspan, ja. En dan staan natuurlik gewigskategorieë ook daarbey saam. Ja, dis korrek. Ja, ons maak voorsiening vir almal. Ons het in die onder 19s en onder 23s is daar vaste gewigskategorieë, maar by die mans het ons byvoorbeeld 'n ligte gewig, 'n middelgewig en 'n swaar gewig, ook by die dames 'n liggewig en 'n middelgewig. Ja. Vra julle die dames hulle gewig, is hulle bereid om dit te noem of al dan nie, Anton? Ja, daar is nou nog als een plek waar iemand nie kan skaam wees oor sy gewig nie. Jy weet in die verlede as hulle geweeg is, het ons nogals die gewigte so op die hande geskryf. Ons doen dit daarom nou deesdae nie meer nie. Maar nee, as jy skaam is vir jou gewig, is toutrek nie die sport vir jou nie. Die anker heel agter. Hoe verskil sy werk van iemand wat heel voor is in die span? En is daar inderdaad 'n verskil? Ja, daar is absoluut verskillende rolle, min of meer die voorkant van die span, die middelkant van die span en dan die agterkant van die span. Soos die woord anker aandui, anker hy die span. Dit is gewoonlik 'n groter atleet, sterk atleet. Sy center of gravity, soos ons in Engels noem, is gewoonlik bietjie laer. Die voorstes, die nommer 1 spesifiek, hy moet die opponerende span lees, die tou lees soos ons noem, so hy kan voel as daar skiet gegee word of as daar verlies aan krag is in die opponerende span en hy initieer dan wat ons noem 'n aanval, die nommer 2 en 3 agter hom versterk dit. Nommer 4 en 5 is basies die engine kamer. Dit is ook so 2 stokkie toutrekkers wat die tou deurbring en dan jou nommer 6, 7 en 8 is wat ons noem, hulle bære dit agter. Daardie tou wat gewen is, hulle neem 'n treetjie of 'n halwe treetjie terug en is absoluut meer in 'n verdedigende posisie deurgaans om dit te behou wat jy gewen het by jou oppositie. Dis baie tegnies natuurlik daarby saam, soos ek nou na jou luister, maar vertel vir ons van die sielkundige ingesteldheid. En kan mens, soos die Engels sou sê, die ander span uitsaik voordat jy nog aan die tou vat? Ja, ek dink dit gaan alles oor selfvertroue. Dikwels, ek dink met 'n ligter span, jy het natuurlik jy het die aanvallende tegniek en dan net hierdie verdedigende tegniek, maar ek wil vir jou sê
'n span wie se kop reg is, 'n span wat net eenvoudig sê ek gaan nie verloor nie, ek gaan nie opgee nie. Met so 'n span kan jy ver kom. Daardie wat net vasbyt, want heel dikwels in so 'n verdedigende posisie kan jou aanvallende span kan hy homself uitput as 'n ware. So as jy hom so ver uitgeput kan kry dat hy sy krag kan verloor, kan 'n mindere span, 'n span met 'n mindere gewig, kan hy so 'n sterker, noem dit sê 'n sterker span uitwen bloot deur vas te byt en geloof in hulle self. Ek wil dit amper dan vergelyk teenoor 'n goeie span wat skrim op die rugbyveld, wat uiteindelik die oppositie moeg skrim. Absoluut so, 100% so. Daardie span wat nie ophou werkie, wat aanhou werk, aanhou bly druk en sterker is in die kop, fikser is, definitief. As mense sou wou kom kyk daar op Hartenbos, wat is nodig, wat moet gebeur, Anton? Goed, julle kan net gaan na ons het 'n Facebook bladsy en daar is skakels wat jy kan volg. Ons kaartjies is by Webtickets beskikbaar. Dit is regtig goedkoop. Ons het dit goedkoop gemaak. Jy kan R150 betaal vir 'n weekkaartjie of R30 per dag. Die eerste 2 dae van die kompetisie is die wêreld oop klubkampioenskappe en dan die laaste 2 dae is die internasionaal waar die verskillende lande te mekaar is. So op die internasionale dae is dit maar R50 'n dag om te kom kyk. Werklik op ek kan aanbeveel. Wat is ons kanse om die goud hier in Suid-Afrika te hou in al die verskillende ouderdomsgroepe? Dit is 'n baie moeilike een, hè. Ek verwag dat ons daarom 'n wêreldkampioenskapstitel by die onder 23s en by die onder 19s gaan kry. Ons jeug is baie sterk. 'n Bietjie moeiliker met die seniors. Ek het hoë verwagtinge van ons gemengde span, die 4 mans en die 4 dames. Ons het natuurlik verlede jaar algeheel op die wêreldranglys het ons 3de plek aan Engeland afgestaan. So dit ten minste gaan ons terugneem. Ons is tans in die 4de posisie, so ons beplan werklik om die Engelse hierso op eie bodem te klop. Nou is jy 'n kreatiewe siel. Wel, bly net waar jy is. Ons deel net hierna 'n paar wenke. Hallo. Ek is Joannie Spiegelaar en jy kyk Good Morning, Goeiemôre. Hallo, ek is Dozy en jy luister en kyk na Goeiemôre, Good Morning. Goeiemôre, ek is Abel Kramsal en jy kyk Goeiemôre, Good Morning. Ek is Nadine en jy kyk na Goeiemôre, Good Morning. Welkom terug. Ons het hierdie week ook ons kreatiewe denke so 'n bietjie laat vloei. Ons kyk weer na Nadine Vosloo se Kuns vir die siel. Goeiemôre julle, ek is Nadine Vosloo, baie welkom by hierdie kreatiewe sessie. En my doel is om jou te inspireer om vars hoop en inspirasie te hê vir dit wat die lewe ons ook al mag bied. Nou, ons almal is verskillend en dit is heeltemal oukei. Jy mag dalk hou van musiek maak, kos maak, jag. Ek hou van kreatiewe sessies en kan nie noodwendig die bestanddele wat in 'n kombuis gebruik word aanwend vir dit wat in 'n kombuis bedoel is om te gebeur nie. Nog niemand is dood aan die kos wat ek gemaak het nie, maar ek wil eerder verkies om dit wat in die kombuis te vind is, aan te wend vir kreatiewe sessies, soos koeksoort. Waarvoor gebruik jy dit nou eintlik in die kombuis? Is dit om jou koek te laat rys en swart peper? Ons het dit gekry as kinders as ons kraswoorde gebruik het, en vandaar het my liefde vir die produk my heeltemal ontgaan. Maar ek gaan jou vandag wys, deur dit wat in en om jou huis beskikbaar is, hoe om dit kreatief aan te wend. Nou, kreatiwiteit is belangrik. Kreatiwiteit gee jou die vermoë om probleme beter op te los. Selfs wanneer jy daai yskas oopmaak en 'n aartappel en 'n pampoen sien, kan daai bestanddele kreatief aangewend word om jou familie te voer. Moet my nie vra hoe nie, maar ek gaan jou wys hoe om met verf en ander produkte kreatief te verkeer. Nou, ons gaan vandag
koeksoda gebruik, swartpeper, glo dit of nie. En ons gaan hierdie 3 produkte omskep in iets wat jy kan gebruik om mooi om jou te maak. Nou iets wat ek vasglo is wanneer jou omgewing mooi en georganiseerd is, het jy meer moed om dit wat buite jou omgewing is, beter te kan hanteer. Goed, ons vat die koeksoda, ons meng dit, gooi dit in hierdie mengbak. Nou, hoeveelhede, Linda, is nie belangrik nie. Jy gaan op gevoel. Ons is nie in die kombuis nie, ons is in die kunskamer. En ons vat ons gom en ons meng dit by ons koeksoda. En maak seker, jou bottel is oop. Gaan ons hom heeltemal oop draai. Probleemoplossing, kreatiewe oplossings. En ons meng met 'n paletmes die 2 bestanddele saam. As jy sien meer vloeistof is nodig, want jou beslag is nie sag genoeg nie, sit jy meer gom by. En meng goed. Totdat jy sien so skuimerigheid ontstaan in jou mengbak. En dis nie te sag nie, want dan gaan dit van jou glasfles afloop. Nou, ons almal gebruik soms in ons kombuise dalk beluiwe wat in glasflesse is, of gherkins, agurtjies, en al hierdie glasflesse kan omskep word in iets wat jy kan gebruik en mooi maak. Herwinning is iets waarvoor ek baie lief is, en voel altyd sleg as ek iets net in die vullisstrom gooi. Goed, 'n glas, dit kan nou enige glasfles wees, dan 'n alkohol wipie, lappie, en jy maak jou glas mooi skoon. Dit verwyder enige olierigheid wat op jou oppervlak kan wees, sodat jou beslag aan jou glas kan klou. En dan met die paletmes smeer ons nou hierdie beslag bo op ons glasfles. Die belangrikste is om die proses te geniet en te weet dat jy skepend verkeer om iets wat dalk weggegooi sou geword het, te omskep in iets wat jy nou kan gebruik. Hierdie is ook nou amper soos 'n versiersel op 'n koek smeer. Moet nie my vra om dit te doen nie. Maar ek dink dit sal min of meer die proses wees. As jy dit meer egalig wil hê, sal ons nou net 'n verfkwas gebruik en ons sal dit mooi egalig maak. Nou die doel van die peper is om tekstuur op jou oppervlak aan te wend. Jy werk nou net mooi egalig. Kan dit neersit, voordat ons die ander kan doen. En dan waar jy hierdie nou op jou filletsteak sou gebruik jy dit op die glasfles. En dis hoe die oppervlak lyk voordat dit droog is. Ek het nou hier 'n glas wat klaar voorberei is. En wanneer dit droog is, sal jy sien, die peper het mooi saamgesmelt op die oppervlak, maar daar is addisionele tekstuur. Ons wil dit hê, want dit moet amper nou so sement lyk. Nou die kleur wat ek gaan gebruik is Olympic Paints se cream sorbet. Lekker, dis nie roomys nie, wens dit was. Maar die kleur is pragtig. Doop 'n skoon verfkwas in die potjie verf en ek verf dit op my oppervlak. Dit gebeur nou eers wanneer die glasfles mooi droog is en die droogtyd hang af van temperatuur en ook hoe dik die beslag op die glas aangewend
is. Jy kan enige kleur gebruik. So as jy 'n grys wil gebruik om 'n sementvoorkoms te skep, kan jy dit doen. As dit 'n kleur is of selfs 'n oranje kleur om 'n terrakotta voorkoms te skep, kan jy selfs dit ook doen. Weereens geniet die proses. Jy is besig om kreatief te verkeer en om iets uit niks uit te maak. En wanneer hierdie nou heeltemal droog is, kan jy besluit of jy 'n tweede laagie wil aanwend. En hier is 'n potjie wat klaar voorberei is en droog is. En dit kan nou gebruik word as 'n vaas vir jou blomme, as 'n houer vir jou kunskwaste, of vir enige iets wat addisionele stoorplek nodig het. Selfs in jou kombuis. Dit maak nie saak wat dit is waarvan jy hou nie. Hetsy dit is om te skryf, in die tuin te werk, te bak en te brou, of om kreatief te verkeer met kreatiewe elemente, solank jy net kreatief bly. Kreatiwiteit kondisioneer die brein om makliker probleme op te los en om 'n beter uitkyk te hê op die lewe. Ons kyk net hierna na die Goeiemôre Good Morning weergawe van Haasdas se nuuskas. Die legendariese Haasdas is al vir 50 jaar die beste en gunsteling nuusleser, nie net in diereland nie, maar in ons sogenaamde menseland ook. Ek het die voorreg gehad om 'n paar husse met lang ore met hom te bespreek. Haasdas, welkom hier by Goeiemôre Good Morning. Goeiemôre Elsa. Dis 'n wonderlike voorreg om vandag met jou te kan gesels. Ek het nog nooit voorheen 'n haas hier by my in die ateljee gehad nie. Ek is eintlik 'n konyn. Goed, kom ons kry dit reg. 'n Konyn. Ek het ook nog nooit 'n konyn hier by my in die ateljee gehad nie. Gaan ons vandag 'n bietjie nuus lees? Hierdie is nie my nuuskas nie, maar ek kan my bes probeer. Maar hier by die Goeiemôre Good Morning nuuskas. Goed, ons sal 'n bietjie later gesels. Voordat ons daarby gaan uitkom, het ek 'n hele paar vrae wat ek wil vra en ek wil sommer begin deur te vra, hoe gaan dit daar in diereland? Dit gaan baie goed en ek moet sê, dit is vir my 'n groot eer om hier te kuier in Menseland by jou. Is die wortels nog so sappig daar en die nuus nog so vars? Die nuus is baie vars, net soos die wortels. Ek gaan later 'n bietjie 'n paar wenke by jou kry dink ek oor nuus lees asseblief. Is dit reg so? Inderdaad. Ek is al diereland se enigste nuusleser vir 50 jaar. En dit is presies waarom jy vandag hier is. Kan ek wil so aan jou handjie vat hierso en sê baie geluk met hierdie prestasie, want jy vier dan nou eintlik na regte jou 50ste verjaarsdag, kan 'n mens eintlik ook maar sê. Inderdaad. Nee. So dit is nogal baie kersies op die koek. Hoe voel dit vir jou om na al hierdie jare nog steeds die gewildste konyn dan nou in diereland te wees? Ag, dit is vir my 'n groot eer. Ek is 'n man van min woorde. Ek kom so agter. Nee, maar goed, ons beweeg aan. Ons hoor wel dat daar as gevolg van hierdie 50 jaar viering 'n groot makiet hier by die Afriforum Theater gaan wees. Wil jy vir ons so 'n bietjie meer vertel? Beslis, Elsa. Wel, om my 50ste herdenking te vier, het ek Haasdas saam met Interactive Productions 'n konsert gereël by die Afriforum Theater op 15 en 16 Julie. So wat kan ons verwag wanneer ons dit bywoon? Dit is 'n groot partytjie met karakters en liedjies en drama's en baie meer dinge. Dit klink vir my asof dit husse met lang ore is en jy ons nie te veel wil vertel nie, maar ek wil wel weet, gaan ons weer vir Piet Muis, Bettina Bobbejaan en Moeder Raaf ook sien? Ja, hulle is almal in die produksie. Ja?
Ja, selfs daai muis. Dit lyk my jy het min woorde ook wanneer dit by die muis kom. Hy doen so min by die nuuskas. Hy maak net moleste. Is hy akiet lui ook? Hy kan vinnig hol, so ek weet nie of hy lui is nie, maar ja. Dit klink vir my asof daar so 'n bietjie politiek daar in Diereland aan die gang is by die nuuskas. Geen kommentaar. Goed, geen kommentaar. Dink jy die inwoners van Diereland het oor die afgelope 50 jaar so 'n bietjie soeter geword, behalwe nou vir hierdie muis? Ek mag nie eintlik opinies lewer nie. Ek lees maar net die nuus, maar dat ek eerder niks sê nie. Goed, daai is die groot geheim. As 'n nuusleser moet 'n mens eintlik nooit opinies lewer nie, nê? Dis die veiligste. Inderdaad. Ja, inderdaad so. Nou jy was deel van die groot mense se kinderjare. Hoe voel dit nou vir jou om te weet dat hulle nou weer hulle kinders na die teater toe gaan bring om met jou te kom kennis maak? Ag, dit is fantasties. Ek is so opgewonde om al die ou maatjies weer te sien en al die nuwe maatjies. Ja. Nou so gepraat van nuwe maatjies, daar is nie net nuwe maatjies nie, maar ook nuwe liedjies. Ja. Is daar dalk 'n gunsteling dingetjie wat jy met ons kan deel of wat behels hierdie nuwe liedjies? Wel, daar is 'n rock and roll liedjie, die Bobbejane Bob, wat Bettina Bobbejaan en haar 2 kinders, Bakkies en Bobo Bobbejaan doen, en hy is nogal 'n treffer. Klink vir my asof dit 'n treffer gewees is. Is dit 'n liedjie waarop 'n mens kan dans? Beslis, jy kan bop 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 bop. Nou, voordat jy weer terughop daar na Diereland toe, wil ek ook vir jou vra, waar en wanneer kan mense kaartjies in die hande kry, want dis tog sekerlik so of betaal hulle in wortels, ek weet nie. In Dierland miskien, maar hier in Menseland hoor ek van rande. Ja. En kaartjies is beskikbaar op 'n webtuiste genaamd Tixa. Daar sê kort en kragtig weer eens. Waarom sou jy ons kykers nooi? Jy weet, om nie net self nie, maar ook hulle kinders te bring om dit te kom bywoon. Hoekom sal jy hulle uitnooi om dit te doen? Ag, wel behalwe dat dit my herdenking is en dit lekker sal wees om al die maatjies weer te sien, is dit ook net 'n lekker geleentheid om bietjie weg te kom van die wêreld en in 'n lekker fantasiewêreld van diere moleste te gaan. En sê vir my haas das, sal hulle na die tyd kan, ek weet nie, miskien kom vra vir 'n handtekening of gaan hulle net foto's dalk saam met jou kan neem of hoe? Beslis ja. So dis nie eksklusief nie, dis nie asof jy gaan wegkruip nie, jy gaan daar wees. Nee, ek is nie soos die muis wat wegkruip nie. Nou wil ek ook vir jou vra, jy weet, dit is 50 jaar is 'n baie lang tyd. Is daar miskien 'n gunsteling herinnering wat jy met ons kan deel, of is dit moeilik vir 'n konyn om so iets uit te sonder? Ek onthou een keer in die 80's het ek saam met Guy Kosten gesing. Dit was nogal 'n hoogtepunt. 'n Duet? Yes! Ek het nie eers daarvan geweet nie, hoor. Ja, dis op YouTube. Ja, dan moet ons verseker 'n plan maak om te gaan kyk. Beslis. En as jy nou in hierdie volgende 50 jaar miskien 'n duet saam met iemand anders kan sing, is daar iemand wat jy kan uitsonder, behalwe nou hierdie dierevriende van jou natuurlik? Iemand van Menseland. Iemand van Menseland. Maar nou soek ek 'n vroue kunstenaar. Karlien van Jaarsveld. Karlien van Jaarsveld. Ons kan miskien 'n plan maak. Ons kan met haar gesels. Ja. Ek dra nie jeans nie, maar sy dra geskeurde jeans. Inderdaad so, ja. Maar ek dink nou 'n paar geskeurde jeans sal baie goed pas by hierdie, laat ek net hierdie dassie van jou so mooi regmaak hierso. Ja, ek dink dit sal die blou van jou oë ook so 'n bietjie meer uitbring. Beslis. Dit klink vir my baie goed. En dan wil ek ook vir jou vra, jy weet, wanneer 'n mens nou kyk na die nuus. Kyk, die nuus is partykeer iets wat swaar op mense weeg, man. En baie mense wil nie inskakel vir die nuus nie, maar waarom dink jy sal hulle altyd inskakel vir Haasdas se nuuskas? Jy weet, die nuus in Diereland is baie anders as hier in Menseland. Hier in Menseland kla hulle oor die rugby
en die petrolprys en dan weer oor die rugby, maar in diereland kla die diere net oor mekaar. Ja, die nuus sal altyd belangrik bly, of dit nou sleg of goed is. Wel haas das. Soos ek vroeër al gesê, dit was 'n voorreg om vandag met jou te kon gesels. Baie dankie dat jy moeite gedoen het om hier by ons, by Goeiemôre Good Morning in Menseland te kom kuier en maak seker jy kry dan jou kaartjie in die hande. Daarmee dan die einde van nog 'n gesellige week saam met jou. Maar onthou om maandagooggend weer in te skakel vir Goeiemôre Good Morning, 6:00 op Via.